Wel, ek het nou die afgelope tyd al baie keer gepraat oor die Amerikaanse dollar en hoekom ek reken die Amerikaanse dollar gaan nou die wêreld se belangrikste reservegeld-eenheid bly. Nou hier is twee dinge in die afgelope tyd gebeur wat ek dink nou nogal belangrik is en hierdie punt spesifiek illustreer. Een daarvan is die Chinese se uitvoere doen besonder goed. Hulle het 'n baie groot surplus, dit weet ons nou al lankal, op hulle handelsrekening. So hulle voer baie meer uit as wat hulle invoer en in die proses, onthou nou, ontvang hulle 'n klomp dollars. Hulle moet iets met hierdie dollars doen. Hulle vat hierdie dollars en hulle belê dit weer terug aan die Amerikaanse finansiële markte, tipies in die Amerikaanse kapitaalmark. Dit ondersteun eintlik die Amerikaanse dollar, want hulle ontvang dollars die hele tyd vir hulle uitvoere. En die enigste manier hoe die Chinese hulle kan speen van die Amerikaanse dollars is deur minder uit te voer. En dit beteken hulle moet druk op hulle plaaslike ekonomie plaas, wat hulle natuurlik nie wil doen nie. So of jy van die Amerikaners hou of nie, of ten minste die Chinese dan nou, hulle het nie eintlik 'n keuse nie. Hulle moet die Amerikaanse dollar gebruik. Dis die een ding wat gebeur het. Die ander ding wat gebeur het die afgelope tyd, die yen het die afgelope tyd baie verswak. Nou tipies, as mens praat die afgelope 30, 40 jaar, het die Europeërs en die Amerikaners saamgewerk as hulle iets spesifieks wil bereik. Byvoorbeeld, as hulle ander geldeenheid wil ondersteun, dan praat die Europese sentrale bank, destyds hoofsaaklik die Bundesbank, die Europese sentrale bank met die Federale Reservebank van Amerika, die twee banke, en dan praat hulle met mekaar en dan sê hulle gaan hierdie ander geldeenheid koop of verkoop of wat die geval ook al mag wees. Maar wat die afgelope tyd gebeur het, die Amerikaners sonder die medewete van die Europeërs het gegaan en 'n klomp euros verkoop en 'n klomp yen gekoop in 'n poging om die yen te ondersteun. En dan eers na die tyd het hulle vir die Europeërs daarvan vertel. Natuurlik is die Europeërs baie kwaad daaroor. Maar in die proses wat gebeur het, die euro het verswak en die yen het verstewig. En dis presies wat die Amerikaners wou bereik het. Die punt wat ek wil probeer maak, die Amerikaanse dollar is die wêreld se belangrikste geldeenheid en 'n belangrikste reservegeldeenheid en die Amerikaanse sentrale bank wys nou maar sy spiere en hy wys vir die res van die wêreld dat ek is die belangrikste sentrale bank in die wêreld en ek kan doen wat ek wil. En dis presies wat hulle die afgelope tyd gedoen het. So die dollar gaan die wêreld se belangrikste reservegeldeenheid bly vir nog lank.